Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons eer U in hierdie môre. En Here, ek glo met my hele hart dat dit elkeen se begeerte is dat die Gees ons sal neem na hoër hoogtes. Dat die Gees ons sal lei in hierdie vlees nie, Here. En Vader, ek bid dat die Gees nou die grondgebied sal voorberei in elkeen se hart, waar hierdie saad moet val, waar keuses gemaak moet word. En my God, dis net U wat die harte vernuwe. Dis net U wat kan verander. Geen kerk, geen mens, geen prediker kan verander. Mense verander nie. Dis net U, my God. Mag U heiligheid, mag U heiligmaking oor elkeen kom in hierdie oggend, Here. Verberg my asseblief agter die ruwe kruishout. Kom raak U hierdie lippe aan met 'n kolfuur afkomstig U altaar en spreek vanmôre soos U wil, Here, in Jesus naam. Amen. En amen. U kan die sitplekke neem, geliefdes in die Here. Vir die afgelope paar weke praat ons oor die fondament vir geestelike groei en ons het 'n paar fondamente gelê waarby ek vanaand die finale woord gaan bring rondom die fondasie van geestelike groei. En dan gaan ons 'n kort oorsig oor almal kyk en ons gaan met die laaste een praat en maar vanoggend gaan ons kyk na heiligmaking om te groei in karakter. Ons het gedoen identifisering, ons het gedoen dat ons in geloof moet wees en nie in prestasie nie. En vanoggend gaan ons kyk na ons karakter. Om 'n paar dinge uit die woord van die Here uit te haal. En vanoggend gaan ons begin met 1 Tessalonisense 4 vers 3 en ons gaan kyk na 4 punte wat baie belangrik is, kerngedagtes wat belangrik is en dan gaan ons dit uit die woord van die Here bevestig vanmôre. En die skrif sê vanmôre, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dat julle moet onthou van die hoerery. Ons moet heilig lewe. Heiligmaking beteken nie dat elkeen van ons nou ewe skielik heilig gaan wees nie. Want die meeste mense is heilig in die teenwoordigheid van die prediker. Die meeste mense is heilig wanneer hulle die kerk instap. Die meeste mense is heilig wanneer daar oor die Here gepraat word. Maar vanmôre is dit wil ek aan u bekend maak dat waarop ons eintlik in hierdie lewe as gelowiges moet fokus. Baie van ons wat gelowig is, fokus op die gawes van die Gees. Ander fokus op seëninge, op voorspoed, op geluk. Ander fokus op deurbrake. Wat moet kom? Lig moet verander en duisternis moet verander in lig. Geslote deure oopgemaak word. Die Here moet 'n pad maak waar daar geen pad is nie. Anders soek deurbrake. En baie mense fokus op hulle bedieninge. Waarin hulle glo, dit wat hulle moet doen, dit wat hulle vir die Here moet doen.
Maar ek wil vandag vir jou slegte nuus gee. Dis jou deel op hierdie aarde. Waarop fokus God? God sy eerste prioriteit op hierdie aarde is jou karakter. Wie jy is. God is nie besorg oor wie jy word of wat jy bereik in die lewe nie. Kind van God, God is besorg oor jou karaktervorming. En ons gaan 'n paar voorbeelde uit die Bybel uithaal. Ek moet by jou stil staan om te sê vanmôre is dat redding is 'n oomblik. Die doop is 'n bevestiging. Maar heiligmaking in jou karakter is 'n proses. Dis 'n pad wat geloop moet word. Dis 'n daaglikse leefwyse. En ek wil sê vandag dat dit is God se daaglikse taak. Dis wie hy is. Dis sy karakter. Om aan jou en my elke dag te werk. Waaraan werk hy? 3 belangrike punte wat ek wil uitwys vanmôre. Nommer 1 is vanmôre om jou hart te vorm. As jy onthou dat Salomo het gesê, bewaar jou hart meer as alles, want dit is die oorsprong van lewe. Bewaar jou hart. God wil jou hart vorm. Nommer 2, God wil jou denke verander van negativiteit na positiwiteit. God wil jou denke verander na wat hy kan doen en nie waartoe ek en jy in staat is nie. God wil jou denke verander van die moontlike na die onmoontlike. As ons vandag, en ons het nie die geskiedenis van Dawid en Goliat geken nie. En ons het vir Dawid en Goliat hier voor die gemeente gesit. Sou u kon bereken, deur dit wat jy gesien het, dat dit vir Dawid moontlik sou wees, om vir Goliat te verslaan? Glad nie. Jy sien, dis presies hoe ons redeneer in hierdie lewe. Dis presies hoe ons na dinge kyk in hierdie lewe. En God wil ons denke verander, dat dit wat vir ons onmoontlik is, eintlik baie maklik moontlik sal wees. En nommer 3, om jou karakter, God wil hê jou karakter moet wees soos Christus in. Christus het nie op die water geloop om die disippels te beïndruk nie. Christus het nie op die water geloop om vir hulle te wys dat hy die seun van God is nie. Christus het op die water geloop omdat hy sy Vader verheerlik het. Geen roem en eer het hy van sy eie gesoek nie. Maar 1 Petrus 1 vers 15. 1 Petrus 1 vers 15. Gelowiges, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Hoor mooi, kyk mooi wat daar staan. Dat hierdie skrif is nie vir hiernamaals nie. Hierdie skrif is nie vir die toekoms nie. Hierdie skrif is 'n aktiewe skrif wat vir die hedendaagse mens geskryf is, vir jou en my. En Petrus kom en hy doen 'n beroep op elke mens. Maar soos hy wat julle geroep het,
En die dag toe ons harte vir die Here Jesus gegee het, het hy ons geroep. Hy het ons nader getrek. Ons is deur die Gees wat hy van ons Vader af gebid het, oortuig om Jesus aan te neem as ons persoonlike saligmaker, verlosser en koning. Is dit nie so vanmôre nie? As jy saamstem, sê amen. En as jy nie saamstem, jy staan op. En nou sê hy vir ons, net soos wat Christus heilig is, moet ons ook in ons hele lewenswandel heilig word. Met ander woorde, die word sê vir jou, dat dit 'n proses is, waardeur ek en jy moet gaan. En kind van God, en dit bring my by my eerste punt vanmôre is, dat heiligmaking is 'n proses, dit is nie net 'n gebeurtenis nie. Dit is nie net 'n goeie ervaring nie. Dis nie net 'n emosionele tyd waardeur ek met blydskap gaan nie. Heiligmaking is 'n proses. Maar kom ons kyk 'n bietjie vanmôre wat beteken heiligmaking? Nommer 1, afsondering vir God. Ek sonder my af vir God. Ek wy my lewe aan God toe. Kind van God, dit beteken nie ek kan nie braai nie. Dit beteken nie ek kan na 'n restaurant gaan en lekker gaan uit eet nie. Dit beteken nie ek kan nie op vakansie gaan nie. Dit beteken nie ek kan my vakansie geniet nie. Dit beteken nie ek kan nie gaan visvang nie. Dit beteken nie ek moet my as 'n kluisenaar toesluit in my huis nie. Nee, wanneer ek my afsonder vir God, dan sonder ek my af van hierdie wêreld, ek distansieer my van die sonde van hierdie wêreld, ek distansieer my van die omstandighede van hierdie wêreld, ek distansieer my wat enige negatiewe invloed in my lewe kan hê, distansieer ek my van. Ek sê met ander woorde, nee vir dit wat verkeerd is, en ek is afgesonder vir God, en ek doen wat God se goedkeuring wegdra. Met ander woorde, ek doen al hierdie dinge, maar leef nog steeds vir die Here. Nommer 2, om heiligmaking beteken 'n innerlike transformasie. En dit beteken dat ek en jy innerlik getransformeer word van ons eie denke na God se denke. Van ons eie wil na God se wil. Van ons eie kennis oorgegee word na God se kennis. Kind van die Here, en ek wil dit regstel vandag. Nie wat mense sê nie. Nie wat predikers sê nie, nie wat kerke sê nie, maar wat God van ons verlang. Wat God vir ons sê om aan gehoorsaam te wees. Waarin God vir ons sê, kind van die Here, wat hy van ons verlang. Nie net om hemel toe te gaan nie, nie net om nie die hel toe te gaan nie, maar om waarlik vir God te leef op hierdie aarde. En nommer 3, jy groei in Christus se karakter. Spreuke 4 vers 18, sê dit so lank op. Kind van die Here, die groei moet nie gejaag word nie. Die groeiproses in jou lewe en jou karakter moet geleidelik plaasvind. Met ander woorde, jy moet jouself 'n geleentheid gee om verstaanbaar te verander. Die disippels is ook hierdeur. Paulus is ook hierdeur. Baie predikers is hierdeur.
kind van die Here, transformasie verander stap. Dit vind plaas stap vir stap. Oomblik vir oomblik. Die Spreuke skryf, hy sê, terwyl die pad van die regverdiges soos die lig van die môreglans. Hoor mooi, wat al helderder word tot die volle dag toe. Dit begin dof. Die sig is nie duidelik nie. Maar al hoe meer jy hierdie pad stap, al hoe meer jy getransformeer word, hoe helderder word die dag, totdat jy in die waaragtige lig is, waar die Here wil hê, ek en jy moet wees. Kinders van die Here, 'n Bybelse illustrasie is vanmôre, die disippels. Die disippels, hulle was vol van hulle self. Hulle was versekerd. Hulle het ook die skrif geken. Hulle was wagtend op die Here Jesus Christus. Maar ek wil hê jy moet na 3 punte kyk vanmôre, wat hierdie disippels was, toe Jesus hulle geroep het. Nommer 1, hulle was impulsief gewees. Hulle het geweet van die Messias, maar hulle het ook geweet tot waartoe die Messias in staat gaan wees. Nommer 2, hulle was vol vrees gewees. Petrus was vol vrees. Die disippels, toe Jesus al wandelend op die see gekom het, was hulle vol vrees en van veel bewing, het hulle op die boot gestaan en gesê, dis 'n spook. Maar die disippels was ook vol selfsug. En nou Petrus, dink ek is die mooiste voorbeeld wat ons uit hierdie saak uit kan uithaal vanmôre. Hy was altyd die spreker gewees. Maar wat het gebeur oor die tyd? Oor die tyd het hulle verander. Petrus het nie meer uit homself gepraat nie. Op 'n stadium sê Jesus vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar die Gees van God het dit by jou gekend gemaak. Was Petrus so gewees toe terwyl hy besig was om saam met sy vader die nette reg te maak? Nee, hy was nie. Maar oor die tyd het hy getransformeer, oor die tyd het daar stap vir stap veranderinge in Petrus se lewe gekom, kind van God, en hy het met meer vrymoedigheid opgetree. Op 'n stadium was hulle so vrymoedig gewees, dat die Here Jesus hulle 2-2 uitgestuur het, en hulle mag gegee het oor onreine geeste, oor siekes. Die Here het vir hulle mag gegee, dat hulle woorde, wat hulle gespreek het, krag gehad het. En hulle het vrymoedig hierdie dinge laat gebeur, en laat van huis tot huis beweeg. En die Here Jesus het vir hulle gesê, die wat jou ontvang, laat julle vrede agter. En die wat julle nie ontvang nie, laat julle vrede nie agter nie. Kan u sien, hierdie disippels het met tyd, met vrymoedigheid opgetree. Nommer 2, hulle was nederig gewees. Hulle het niks uit hulle self gespreek nie. Weet jy, laat my dink daar aan die eerste martelaar. Toe hy voor die Joodse raad verskyn, het hy oor die groot dade, die woord sê, en sy gestalte het verander soos die van 'n engel, terwyl hy die groot krag van God gespreek het voor die Joodse raad. Stefanus doodgegooi met klippe. Maar hy het nederig die evangelie van Christus Jesus. Dit wat Jesus kom doen het hy kom verander. Ek wil hê jy moet sien vanmôre hoe hierdie disippels en dit was oor 'n tydperk van 3,5 jaar hoe hulle verander het. Met ander woorde,
Wat sê dit vir my? Petrus verloon Jesus. Hy ontken Jesus. Kind van God. En na die tyd, wat gebeur? Hy verkondig Jesus. Hy het verander. Sy karakter is gevorm. Nie meer in sy eie denke nie. Nie meer in sy eie wil nie. Nie meer in sy eie oortuigings nie. Maar ten volle gelei deur die Heilige Gees. Kind van God, Jesus het nie gekom en hulle bedieninge verander nie, want hy het vir hulle gesê, ek gaan vir julle vissers van mense maak. Hy het nie hulle bediening kom verander nie. Nee, hy het hulle karakter kom vorm. Hy het die vrees uit hulle uitgehaal, dat hulle nie eens bang was vir die dood nie. Hulle was nie bang vir die tronk nie. Hulle was nie bang omgegee wat met hulle gebeur het nie. Christus het gekom en hy het hulle karakter kom vorm, kind van God. En ek wil vandag vir jou sê dat jy wonder soms hoekom dinge in jou lewe gebeur. Jy wonder hoekom jy deur omstandighede moet gaan. Maar dit bring my by punt nommer 2 uit om vir jou te sê vanmôre, in hierdie omstandighede wil God jou karakter vorm. In die dinge wat jy keuses wat jy maak. Ons bid soms, Here, verander my omstandighede. Here, verander my situasie. Ons bid al hierdie dinge, gelowiges. Maar Jakobus 1 vers 2 en 3. Maar God gebruik hierdie omstandighede, God gebruik hierdie situasies om jou en my te verander. En dan is daar nog wat sê, dis maar deel van die lewe. Dan is daar nog wat sê, dit moet maar so wees. Dan is daar nog wat sê, ek moet seker maar hierdeur gaan. Plaas van om te sê, Here, wys my, openbaar aan my, hoe U hierdie situasie wil gebruik om my te verander. Ek wil net vandag vir jou sê, uit die diepte van my hart kom ek sê, Here, my liefde vir U is so groot. Maak nie saak wat oor my lewe kom nie. Ek sal U aanhou dien. Ek sal U loof, ek sal U prys, ek sal nooit opgee nie. En in die volgende maand, jy moet mooi hoor, in die volgende maand, maak hulle my bankrekening skoon. Hulle los my R3,442 in my bank. Hulle maak hom skoon. Hulle maak my oordraft skoon. Jy moet mooi hoor vanmôre. God vorm ons karakter. Slegte dinge gebeur. Slegte dinge gebeur. Die dak waai af. Die haal storm neer op die hele fabriek. Alles is nat. Ons moet alles van vooraf bou. En dit word my teruggebring in my woorde wat ek met die Here gepraat het. Sal ek die Here dien en weet jy wat, en hier kom al hierdie wonderlike mense wat die Here stuur en hulle almal kom help en ons maak die plek skoon en ons kry die ys uit en al hierdie dinge gebeur net en my woorde was gewees, ek sal die goeie uit die hand van die Here vat, maar ek sal ook die slegte uit die hand van die Here vat. Jy moet mooi hoor vanmôre, daar gebeur situasies wanneer God ons karakter vorm. Maar ek sal nie opgee nie. Ek sal nie verander nie, ek sal nie kompenseer nie. En kind van God, dis waar ons moet uitkom vanmôre in ons lewe en te sê, ek sal nie kompenseer nie, ek sal nie verander nie. Mense kan spreek soos hulle wil. Ek hierdie ore, ek beleef menigvuldige negativiteit.
Hierdie ore bevind baie valsheid. Skinder, hierdie ore kom dit in hierdie nuwe dimensie waarin ons gaan en waarin ons beweeg. Om geestelike groei in die kerk te bevorder, ervaar ek die negativiteit. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, wanneer God iets stabiliseer, kan mense dit nie verander nie. Wanneer God iets vestig, kan mense met hulle sienings dit nie teenwerk nie. En ek sê vanmôre vir elkeen, God gaan jou uit jou stoel uitlig. God gaan jou uit jou posisie uitlig, as jy nie saamwerk nie. Want ons dien 'n lewende God, waarmee ons nie kan speel nie. Ons dien 'n lewende God. Weet jy, ek het dit in hierdie vakansie, praat ons oor die Here, terwyl ek en my broer, met ons vrouens, bietjie rustig gaan verkeer het, praat ons oor die groot dade en die gesprek kom op, dat God, wanneer hy spreek, moet ons gehoorsaam wees. Daarom is God vanmôre met jou hart praat. Wees gehoorsaam. En ek moet getuienis lewer vanmôre. En is nou nie deel van die preek nie, maar weet jy dat God 'n man is van sy woord. Weet jy, ek sit in Middelburg. En daar's 'n swartkop mannetjie, so groterige mannetjie, en ek sê vir hom, ek bedien daar en ek sê vir hom, weet jy, as jy weer jou ma slaan, gaan die Here jou oë vat. En hy lag vir my gesig. En nou kan julle gaan kyk, hy's blind. Hy's blind. En niemand weet hoe hy blind geword het nie. Nommer 2, hier sit 'n man in die kerk. En elke keer kom hy vorentoe en sê, ek drink nie meer nie. En die Here sê vir my, sê vir hom, as hy nou weer aan drank vat, gaan ek sy lewe opeis. Pastor Joe het hom begrawe. Is dit so, Pastor Joe Grobler? Pastor Joe het hom begrawe. Moenie met die Here speel nie. God laat hom nie bespot nie. Die woord sê dit ook vir hom, God laat hom nie bespot nie. Kind van die Here, die boek van Jakobus 1 vers 2 tot 3 sê, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Doen dit, gaan daarin met blydskap. Kom ek gee vir julle die uiteinde, die dak waai af. Die Sondag, die dak waai af die Sondag aand. Dinsdag aand, met al my broers en susters wat daar kom werk is daar 'n splinter nuwe dak op daai fabriek. 2 dae later, wat vir die mense onmoontlik was, het God moontlik gemaak. Ag, dit loutere vreugde wanneer jy in versoekinge val, want jy weet die Here is met jou. En hoe dit gebeur het, kan ek nie verduidelik nie, maar dit het gebeur. Nou sê vers 2, omdat julle weet, dat die beproewinge van julle geloof lydsaamheid bewerk. Wanneer jy hierdeur gaan, bewerk jy lydsaamheid. Met ander woorde, en lydsaamheid se ander woord is geduld. Dat jy kry geduld. En wat het die Here gesê? Ek het dit vanmôre in die begin van hierdie diens gesê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om op die regte tyd gehelp te word. Met ander woorde, die Here, hierdie beproewinge vat ons deur lydsaamheid, deur geduld, sodat die regte tyd van God in ons lewe kan geskied, kind van die Here. Kind van die Here, hierdie beproewinge produseer geduld. Nommer 2, dit produseer volharding. En nommer 3, wanneer ek deur hierdie versoeking gaan, produseer dit my afhanklikheid van God. En nie van hierdie wêreld nie. En nie van kerke nie. En nie van mense nie. Maar van God. Daarom gaan ons hierdeur. So vanmôre moet jy vir jouself sê, Here, ek gaan nie deur. Moet ek geduld kry? Moet ek volharding kry? Of moet ek my totale afhanklikheid van U af erken? Hoekom gaan ek hier deur? Wys my. Kind van die Here, en ek wil vanmôre vir Josef gebruik. Josef,
Hy droom drome en hy sê maar net wat die Here vir hom sê. Maar die mense, soos altyd, stem die mense mos nie saam nie. En sy broers het nie saamgestem nie. Of dit nou van die Here kom of nie, maak dit nie in hulle saak nie. So gebeur dit in die lewe van vandag ook. Ons word op sekere maniere groot. Of dit Bybels of onbybels is, dit maak nie saak nie, dis hoe ek groot gemaak is. En dis wat ek glo en ek wil niks anders glo buiten hoe ek groot gemaak is nie. Ek is nie bereid om iets anders te aanvaar nie. Presies was dit so met Josef gewees. En wat gebeur? Josef word verwerp. Hy word verwerp deur sy familie, hy word verwerp deur hulle wat hom moet veronderstel is om hom lief te hê. Hy word verwerp. Hy word verstoot, hy word in 'n put gegooi. Hy word soos 'n oneerlike mens behandel. Nommer 2, Josef word verkoop. Onregverdig beweeg hy in gevangenskap saam met die Ismaelitiese geselskap. Afstammeling van Abraham, Ismael. Maar wat het hom, hoekom moes hy hier deurgaan? Dit het hom gevorm. Dit het sy karakter gevorm. Die omstandighede het hom sterker gemaak. Jy moet mooi hoor vanmôre. Die omstandighede het hom sterker gemaak. Die proses het hom gevorm om nederig te wees. Wagtend op die Here voordat hy 'n uitspraak lewer. Onthou toe hy die drome uitgelê het hy nie uit homself uitgespreek nie. Hy het by die Here gehoor en uitgespreek. Dit het hom nederig gemaak. Nommer 2, dit het vir hom reinheid gegee, want hy het nie opgegee en gesê, kyk wat doen die Here met my nie. Here, hoekom gaan ek hier deur? Hoekom gaan ek deur hierdie omstandighede? Hoeveel keer roep ons dit uit? Kyk, waardeur gaan ek? Here, hoe kan U dit toelaat? Hoe kan hierdie misdaad toelaat? Hoe kan hierdie moord en doodslag toelaat? Hoe kan hierdie back and toe seer toegelaat word? Hoe kan hierdie dinge oor die land kom? Hoe kan U al hierdie dinge toelaat? Maar het ons al gevra, Here, wat wil U hierdie land leer? Ek kry al hoe meer eposse van hoe die regering die kerke wil omvergooi. Ek kry al hoe meer eposse hoe die vrou wat oor beheer is oor hierdie kerke, my en jou kerk wil toemaak. Hulle wil jou godsdienst tot niet maak. Hoe staan jou geloof? Hierdie omstandighede wat Josef deurgegaan het, in gevangenskap. Hy word aan Potifar verkoop. Het hom nie omver gegooi nie, dit het nie sy geloof gesteel nie. Hy het nog steeds in God vertrou. Maar dit het hom gevorm. Dit het hom gevorm. Toe sy broers by hom kom, het hy nie vir hulle gesê, hey, wat het julle aan my gemaak nie? Nou gaan die hel op julle draai. Nee, hy het gesê, bring, kom in man, kom sit aan tafel. Kom eet en drink en hier's vir julle padkos, wat vir pa padkos saam. Gaan gee vir die mense wat honger het kos. Want God het my hier gesit om seker te maak dat julle kos het om te eet. Maar God het my gevorm en God het my so gevorm dat ek in bevel is oor hierdie hele land. Dat ek net onder Potifar is. So het God my gevorm. En Josef kon vergifnis bewys. Die paleis waar Josef in gebly het, waar hy geregeer het in die land, kind van God, was nie die grootste wonder nie. Sy karakter was sy grootste wonder. Wie hy geword het.
En dit bring my by punt nommer 3 uit vanmôre. Saam met wie het Josef gewerk? Hy het saam met God gewerk. So wat sê nommer 3 vir ons? Heiligmaking vereis samewerking met God. Jy moet mooi hoor wat ek sê vanmôre. Samewerking met God, ek haas my. God werk in ons, maar ons moet saam met hom werk. Filippense 2, vers 13 en 14, 12 en 13. Ons rol, wat is my rol, wat is jou rol, wat ons moet speel in hierdie proses? Nommer 1, gehoorsaamheid. Nommer 2, 'n oorgawe. 'n Oorgawe hoe belangrik God vir jou is. En nommer 3, dissipline. Ons moet gedissiplineerd wees in ons gebede. Ons moet gedissiplineerd wees in ons keuses. Ons moet gedissiplineerd wees in ons leefwyse. Ons moet gedissiplineerd wees. Ons kan nie voor mense heilig wees en agteraf praat ons hulle sleg nie. Ons moet gedissiplineerd wees. As ek 'n kind van God is, moet ek 'n kind van God lewe. Die boek van Filippense 2 vers 12 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid nie alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Nie omdat jy in die kerk sit, moet jy gehoorsaam wees nie, maar as jy buite die kerk sit, moet jy nog meer gehoorsaam wees. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Vers 13, werk julle eie heil uit. Want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. Werk julle eie heil uit. Wees gehoorsaam. Leef met oorgawe. Wees gedissiplineerd. Want God werk in julle. Sê vir die persoon, ons verstaan nie alles nie, maar God werk in ons. Sê bietjie vir die persoon langs jou. En hier wil ek Petrus gebruik, om dit vir jou meer duidelik te maak. Petrus, hy's impulsief. As Jesus 'n vraag vra, dan antwoord hy. Hy's impulsief. Sy vraag is nie altyd reg nie. Sy opmerking was nie altyd reg nie. Nommer 2, terwyl hy vir Jesus gesê het, Here, al gaan u deur die dood, ek gaan saam met u deur die dood gaan. Jy moet mooi hoor. Wat gebeur? Hier kom hy by die diensmeisie sê vir hom, maar, jy was ook daar. Jy's een van hulle. Hy ontken dit. En wat het die Here vir hom gesê? Voor die haan kry hy my 3 maal verloon. Hoekom drink jy nie meer nie? Nee man, dis mos nou nie goed vir 'n man se gesondheid. Nee, ek het die Here aangeneem. Die Here het my vrygemaak. Ek het eendag opgestaan, toe sit ek net die sigarette neer. Nee, jy lieg man. Die Here het dit vir jou gedoen. Die Here het jou krag gegee om dit neer te sit, sodat jy daarin kan volhard. Hoekom nie vir Jesus die erkenning gee wat hy moet kry nie? Hoekom nie vir God die erkenning gee wat hy moet kry nie? As hulle jou vra, watter kerkie sê, nee, ek is een van daardie happy clappies, maar eintlik wil jy nie sê dat jy 'n happy clappie is nie, want jy is bietjie skaam vir jou Christendom. Was dit omdat jou lewe nie daarvan getuig nie? Is omdat die sonde wat jy doen teen jou werk? Kind van God, ons moet realisties wees en ons moet hierdie dinge in die oë kyk, want ons moet sê, is God vir my belangrik of is hy nie? Ons moet nie net na die ewige lewe kyk, na die Here, die nuwe Jerusalem, want dit word ons vir almal voorgehou, die nuwe Jerusalem. Om in karakter te groei, om 'n karaktervorming te wees. Kind van God. Wil ek vanmôre vir jou sê, is om aan God 'n volle oorgawe te maak.
Ek sien Petrus ontken Jesus. Wanneer hy onder druk kom, is hy swak. Toe hy na die boventrek toe moes gaan, om gewag te word, om deur die Heilige Gees vervul te word, wat doen hy? Hy sê vir die ander 10, kom ons gaan vang vis. Kom ons gaan vang vis. Want Jesus is verraai, Judas is opgehang in die boom en het 11 van hulle oorgebly. Hy sê vir die ander 10, kom ons gaan vang vis. Toe hy onder daardie druk kom in die boot vir hulle te sê, nee manne, ons moet in die boot vertrek. En weet jy wat was vir my hartseer vanmôre? Nie een van die ander 10 sê, nee Petrus, dis nie wat ons meester gesê het nie. Nee, hulle is alweer in die stroom. Hoe baie keer val ons net in die stroom in? Terwyl ons moet opstaan vir Jesus Christus, terwyl ons moet opstaan en sê, Jesus, U is my alles, U is my teenwoordigheid, U is my Alfa, U is my Omega, U is die soetroos van Saron, U is die blonk borrelster, U is die lelie van die dale. Gelowiges, maar dank God, Petrus word herstel. So kan ek en jy ook herstel word vanmôre. So kan ons ook deur die proses van herstelling gaan vanmôre. Maar hy word herstel. En Petrus word nederig by die voete van die Here. Hy word by die voete van die Here nederig. Nommer 2. Sy karakter word gevorm. Hy word standvastig. Nie die tronk, nie die dreigemente. Niks kon hom geskuif het van die liefde van God nie. Niks. En wat doen Petrus? Petrus word 'n geestelike reier. Van 'n verraaier, 'n verloner, na 'n geestelike leier. Waarop die gemeentes van die Jode vandag gebou is. Kind van die Here. Petrus se mislukkings was nie deel van sy einde nie. Sy mislukkings het nie sy einde gebring nie. Nee, sy mislukking was deel van sy vorming gewees. Want God het hom daardeur gevorm om hierdie leier te maak. Heiligmaking, nommer 4, die laaste punt vir die oggend. Wys sigbaar in die karaktervrug wat jy dra. Heiligmaking kan gesien word in daardie vrug. Galasiërs 5:22. Heiligmaking wys nie eerste in die volgende nie. Heiligmaking wys nie in talente nie. Heiligmaking wys nie uit van God in die gawes nie. Heiligmaking wys nie in hoeveel kennis jy het nie. Maar heiligmaking wys hoe reageer ek en jy in die omstandighede. Hoe reageer ek en jy in 'n geveg? Hoe reageer ek en jy in tweedrag en twis? Hoe reageer ek en jy wanneer daardie uitdagings na ons kant toe kom? Hoe reageer ek en jy wanneer die vyand sy beste op ons laat neerdaal? Dis waar heiligmaking gewys word. Hoe reageer ek? Nommer 2. Wou is my gesindheid. Die woord sê ons moet die gesindheid van Christus het. Hoe was Christus se gesindheid? Hulle jaag hom uit die kerk uit. Hulle wil hom doodmaak oor wonderwerke wat hy doen. Wat is sy gesindheid? Hy vaar nie teen hulle uit nie. Hy spreek nie dood oor hulle nie. Hy judge hulle nie. Hy doen nie dit nie. Hy kom terug die volgende Sondag.
En hy verkondig weer die evangelie aan hulle. Kom ons kyk na sy kruisiging. Hier slaat hulle hom vas met spykers. Hulle het hom met 'n kats geslaan, hy is onherkenbaar. Wat doen hy? Wat is sy gesindheid? Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die gesindheid. So teen ons denke. Nie as jy vir my iets sê, sal ek vir jou iets terug sê. Dis mos nie die gesindheid. As jy my iets aandoen, sal ek jou dubbel soveel terug doen. Dis mos die gesindheid wat in ons is. As jy aan my kwaad doen, doen ek dit 3 keer harder terug. Dis mos die gesindheid. Kind van God. Heiligmaking wys sigbaar in ons verhoudings. Is sigbaar in ons verhoudings. Galasiërs 5:2, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis waarin die karaktervorming is. Jou karakter openbaar jou geestelike groei. Ek wil so ver gaan om te sê, jou karakter openbaar jou geestelike volwassenheid. Dis wat jou karakter openbaar. Kind van God, 'n paar praktiese voorbeelde. Sit slank vir my op. 2 Korinte 12 vers 9. Dawid leer nederigheid deur foute wat hy gemaak het. In Psalm 51 wys hy hoe groot God is. En spreek hy oor die grootheid van God. Moses leer sagmoedigheid deur 'n wagtyd. Wat doen hy? Hy word in die paleis groot. Hy slaan 'n Egiptenaar dood. Hy vlug. In 'n wagtyd leer hy sagmoedigheid. Wat gebeur met Moses? Van 'n impulsiewe man wat die onreg nie kon verdra het nie. Jy moet mooi hoor, wat die onreg nie kon verdra het nie, want dis hoekom hy die Egiptenaar doodgeslaan het. Nou, as sagmoedige leier, dink nou net, as die Here nie vir Moses gevorm het nie, wat sou hy met Farao gemaak het, as Farao gesê het, nee, hulle kan nie trek nie. Dan was daar 'n groot bakleierery. Wat sou hy met die volk gedoen het, terwyl hulle daar in die woestyn in Sinaï was, en hulle was so ongehoorsaam, as hy nog steeds die impulsiewe Moses was. Maar nee, God vorm hom, hy verander hom, hy vorm sy karakter van 'n impulsiewe man na 'n sagmoedige leier. Here, onsse God, vergewe hierdie murmurering. Die gesindheid wat in Christus was ook toe in Moses gewees. Kan u dit sien, geliefdes in die Here? Sê 'n bietjie amen of nee, ek verstaan nie. As jy nie verstaan nie, moet ek voorbegin. Nou sê almal net nie voorbegin nie. 2 Korinte. Paulus leer afhanklikheid deur swakheid. En die skrif sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Ek roem in my swakhede. God gebruik swakheid
as 'n instrument van heiligmaking, kind van God. En nou wil ek die gemeente vra. Mag ek vandag saam met julle uitstuur om 'n praktiese oefening te gaan doen hierdie week. Ek het nou baie praktiese oefeninge en wanneer ek aan die volgende week gaan ek bietjie deur daardie praktiese oefeninge gaan ek werk. Geliefdes in die Here. Kom ek en jy gaan hierdie week en ons bid die volgende. Here, watter karaktereienskap wil U in my vorm? Nommer 1. Sal dit geduld wees? Sal dit nederigheid wees? Sal dit vergifnis wees? Sal dit sagmoedigheid wees? Wat se karaktereienskap wil U in my vorm? Nommer 2. Watter situasie gebruik U tans om my te ontwikkel? Hoekom? Wanneer ek dan deur hierdie situasie gaan en ek weet dis die Here wat my hierdeur wil ontwikkel, gaan ek en jy dit met blydskap aanvaar, want die resultaat gaan soet wees. Die resultaat gaan vol vreugde wees. Die resultaat gaan vredevol wees. En nommer 3, bid hierdie week, Here, hoe kan ek môre anders reageer? Ek wil net vir jou sê vandag, goed gebeur so. Is dit so? Dit gebeur net so. Het jy al aan gedink? Here, hoe kan ek môre anders reageer? Kind van die Here, dan sluit ek af vanmôre om die volgende met jou te deel. Ek wil die volgende met jou deel. God is nie haastig nie, maar God is doelgerig. Ek en jy moet dit besef, hy is nie haastig nie, maar hy is doelgerig. Nommer 2, hy bou nie jou toekoms nie, hy bou jou karakter. Hy bou jou karakter. En miskien is jy nou al 70 of 60 of 65 of party van hulle is dalk nie eens meer lus vir die lewe nie. Wil ek vir jou sê, kry lus vir die lewe. Van in die ouderdom waar jy is, en of jy nou jonk is vanmôre, God wil nog steeds jou karakter vorm. En of jy oud is, God wil nog steeds vir jou karakter vorm. En waar jy jouself bevind, besef net vanmôre, God wil my karakter vorm. Gawes maak jou oop vir geleenthede. Hoor mooi. Gawes maak jou oop vir geleenthede. Maar jou karakter bepaal of jy daar bly. Moet mooi hoor vanmôre. Gawes, kan ek sê, skep vir jou geleenthede. Maar jou karakter bepaal of jy daar bly. Hebreërs 12 vers 14 slotskrif. Heiligmaking is die fundament van volhoubare, jy moet mooi hoor, nie tydelike nie, nie geleenthede nie, volhoubare geestelike groei. Kyk wat sê die skrif. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En hierdie is 'n harde skrif. Jy kan leef soos jy wil. Dis jou saak. Jy gaan verantwoording doen. Maar jy moet bepaal, wil ek met die Here of wil ek sonder die Here lewe? Dit moet jy bepaal. Ek kan dit nie vir u bepaal nie. Die kerk kan dit nog minder doen nie. En hierdie mooi preke wat julle luister, hierdie mooi boodskapies wat almal so stuur en sê, man, dit gaan so goed gaan met jou vandag. En dat daar's geseënd en ek spreek net seën uit oor jou lewe. Ek spreek seën uit oor jou omstandighede. Maar ek het so baie van die goed geluister. Maar alles is 'n tom snert. Want as God nie met jou is nie, kan niks van daai goed waar word nie. As jy heiligmaking nie nastrewe nie, gaan jy nie die Here sien nie. Klaar.
Dit's wat daar staan. Heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. So wat sê die skrif? As ek die Here wil sien, moet ek heiligmaking nastreef. So jy moet bepaal, wil ek die Here sien? Wil ek die Here sien? Ek wil net vir jou sê, die Here is in jou kant. Die Here is teen niemand nie. Die Here is teen niemand nie. Die Here is in jou kant. Hy wil saam met jou die pad stap. Maar die vraag is, wil jy saam met hom die pad stap? Dis die vraag. Wil jy saam met die Here die pad stap? Want hy wil jou karakter vorm. Ek het nie daai tyd gelag nie, maar ek kan nou daaroor lag. Ek wil net vir jou sê, en as jy dink, as jy dink, okay, jy's nou daar, dan kom jy met 'n groot skok aarde toe en sê, maar ek het nog baie werk hoor. Moet nooit dink jy's daar nie. Moet nooit dink jy's daar nie. Die Here vorm nog elke dag my karakter. Toe ek 4 jaar terug, 5 jaar terug, 'n plan op die tafel gesit het en Pastor Joe en Pastor Alf hulle almal saam met my, toe het ons gedink, ons is nou daar. Ons het gedink, nee, ons het die saak nou gewen. Toe ons die eerste klomp mense deur daai BSOW gesit het, en man, ons deel die sertifikate uit, en die hoofleiers van BSOW sê, man, ek het so iets in my lewe nog nie gesien nie. Toe dink ons is daar. Toe kom ons met 'n groot skok agter, en die Here sê, nee, maar julle is nie daar nie, want daar kort geestelike groei in julle gemeente. Daar kort geestelike groei in die mensdom. Want dan kom moeilike tye, en as jy nie geestelik sterk is nie, gaan jy daai moeilike tye nie deurstaan nie. En alles wat rondom my gebeur, kind van God, kan ek nou begin verstaan, waarom die Here hierdie plan op die tafel gesit het. En daarom wil ek sê, gemeente, kom ons as gemeente, voer hierdie plan deur van God, en ons almal groei. Gaan luister, al hierdie 8 preke oor geestelike fundament van geestelike groei is vasgevang. Kom ons gaan luister dit weer. Kom ons stap die pad. Kom ons doen wat die Here vir ons sê om te doen. Want alles wat hy vir ons sê, dit kom net hier uit. Ek wil vir jou sê, as ek 'n paar dinge moes gedink het, sal ek 'n ander paar goede aangesit het. Maar vanmôre wil ek jou vra, aanvaar jy die uitdaging? Staan saam met my, as jy die uitdaging aanvaar, dat jy gaan bid, Here, watter karaktereienskappe wil U in my vorm? Geduld, nederigheid, vir my, jy hoef nie te staan as jy nie wil dit doen nie. Jy moet dit wil doen. Jy moet wil gaan bid, Here, watter situasie gebruik U om my te ontwikkel? Here, hoe kan ek môre anders reageer? Hoe kan ek dit doen, Here? Dan staan jy saam met my. Want dit is my begeerte. Ek stry met hierdie, hoe kan ek môre anders reageer? Dis my stryd, dis my veg. Hierdie ander 2 verstaan ek. Maar die laaste een, Here, hoe kan ek môre anders reageer? Dat ek beter kan reageer as wat ek vandag gedoen het. Hemelse Vader, ons dankie vir hulle wat elkeen wat saam met my staan vanmôre. En ja, Here, ons staan vanmôre voor U heilige aangesig, want ons kan nie sonder U nie, Here. Ek kan nie, ons kan nie, die gemeente kan nie. Nie 'n oomblik van ons lewe kan ons sonder U nie, Here, maar ek bid vanmôre in die naam van Jesus Christus, Vader, dat U 'n God van naby vir elkeen wat vanmôre op sy voete staan, sal wees, Here, en dat U sal kom met U krag en U heerlikheid, dat U kom met U salwing, Here, dat U kom met U karaktervorming in ons lewe, deur die situasies waarin ons gaan, Here, hoe U ons wil vorm, Here, en soms dink ons het swak keuses gemaak, maar Here, ons het keuses gemaak, want U wil ons vorm, Here. En ek bid vanmôre, Hemelse Vader, gee dat ons in die toekoms
beter keuses sal maak. Dat ons goeie keuses tot verheerliking van u groot en heilige naam sal maak. En dat ons u, Here, onse God sal verheerlik. En my Vader, vir ons eie lewe gee ons vanmôre aan u die eer. Die prys en die lof en die aanbidding vir hierdie bediening waarin ons staan, gee ons vanmôre vir u die eer. Die lof en die aanbidding, vir die implementering van geestelike groei, gee ek aan u die eer, Here. Want my God, dis u wat die gemoed vernuwe. Dis u wat mense innerlik verander. Here, dis u, my God, wat die begeerte van die mens in verwesenliking bring, Here, tot verheerliking van u groot en heilige naam. Ek eer u in hierdie môre, ek kan bid u, van nou af tot in alle ewigheid. En die hele volk sê, vir die wat glo sê, laat dit so wees. Prys die Here, mag u 'n geseënde middag geniet.